Vader, ek vra vir U, dat U hierdie diens sal kom lei, en dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Miskien dat ek miskien 'n bietjie hard gesit. Wat 'n deel van jou hart het jy vir die Here gegee? Die hele een. Ek bly as dit so is. Kom ons kyk 'n bietjie na onsself. Ek het gesê, daar is soveel aanvalle op die kerk. Ek wil vir julle sê, daar is soveel aanvalle en jy moet bewus wees daarvan. Wêreldwyd is daar 'n aanval. Kyk maar wat gaan in die wêreld aan. En mense wag vir die een wêreld godsdienst. Ek is jammer om vir julle te sê, met die wêreld godsdienst is hier en word op ons afgedwing. Gaan kyk maar, daar is 'n sekere geloof wat oral mense afgedwing word reg oor die wêreld. En nou daar is so 'n vliegtuig vol wat ook al in ons land ook beland. Wat die na toe kom, wat die na toe bevlug het en so aan. Hulle gaan uiteindelik hierdie godsdienst afdwing op ons. Want hulle wil Christendom tot niet maak. Hulle wil Christendom tot niet maak. In die ou dae, vroeër kon jy, as jy in daardie lande met hierdie godsdienst, ek kan nou maar vir sê, ek praat van Islam, as jy, vroeër kon jy 'n boete betaal, jy kan of oorgaan na hulle geloof toe, of jy kon 'n boete betaal, wat dan dat jy nou beskerm. Maar daai is daar is verby. En daardie lande gebeur, kyk wat gebeur in Somalië, kyk wat gebeur in hierdie kontinent van ons en op baie ander plekke. Dis of jy gaan oor daardie geloof in, of jou kop word afgekap. En dis presies soos Openbaring praat, die daar kom. Daar's wêreldwyd 'n aanval. Daar's 'n aanval in ons land. Dit is hoekom daar al 'n optog was Pretoria toe. Daar's 'n optog hierdie week gewees in die parlement in die Kaap. Ons wou bitter graag ook daar wees, maar ek het die Here gevra om my te release. Die Here gesê jou gebed is genoeg, daarom is gebid daaroor en ek wil hê jy moet ook bly bid. Want soos ek reeds gesê het, hulle wil Christendom in Suid-Afrika ook tot niet maak. Hulle wil ons beheer, hulle wil ons sê wat ons mag preek, ons nie mag preek nie. En as ek net een ou tot bekering bring, dan kan ek in die tronk gegooi word. Dis wat hulle wil hê. Met ander woorde, sommer maar net 'n vorm godsdienst, geen oortuiging as aanvalle. Ek het al vir julle gesê, daar's aanvalle in hierdie kerk self, waar mense inkom, en is goed bedoelende mense, dis nie slegte mense nie. Die vyand gebruik die slegte mense, die geliefdes. Die Here Jesus gaan en hy sê ek moet sterf, hulle moet my 39 houe met 'n kat slaan, hulle moet my ophang aan die kruis vir julle sondes. En Petrus, hy's mos 'n goeie ou. Hy loop agter Jesus en hy sê ek sal dit nie toelaat nie. Wat sê die Here? Wat noem die Here hom? Hy noem hom die duiwel. Hy sê nee, duiwel, gaan weg van my af. Want jy sien, 'n goeie mens, die duiwel gebruik goeie mense wat goed bedoel om God se planne in die wiele te ry. Dis wat ek ook gesê het. Daar's mense wat kom getuig. Maar hoe lyk die vrug daar buite? Wat help ek dat hulle hier getuig? Maar die vrug daar buite is vrot. Wat sê dit van die kerk? Hoe lank is dit voor hierdie kerk leeggeloop? En daarom moet hulle keer. Nou party ons kom, dis hoekom geliefdes, ek preek sonde. Ek gaan sonde preek, maar ek preek die oplossing. Daar's 'n rede hoekom Jesus gekom het. Ek gaan nie preek wat die ore streel nie. Ek gaan nie preek wat jy graag wil hoor nie. Ek gaan die woord van die Here. Ek wil sê, ek nooi jou uit om hier te kom kyk of jy enige papiere hier het. Hier's niks, hier's een boek. En dis die woord van God. En soos hy my lei die woord so preek. Niks voorberei, niks geskryf nie. Soos die Here dit lei. Want ons opdrag is om die woord in waarheid te verkondig, die woord te verkondig. Ons lees in Markus 1 vers 3, dis die gedeelte wat sê, Johannes die doper het gekom, Johannes die doper het gekom om die paaie gelyk te maak, maak sy paaie reguit vir die Messias wat se kom. My opdrag is maak die paaie reguit vir die wederkoms van Jesus, maak die paaie gelyk vir my skape, vir my kinders, sodat hulle na my toe kan kom en hulle kan kom haal. Daarom verkondig is die woord en mense, party ons kom voor en sê, hy, dankie pastoor, jy het net vir my gepreek. Ek sê, dankie, ek is bly ek het vir jou gepreek. Ek het vir almal gepreek, maar ek is bly as jy die boodskap wat ek gekry het. En dan ander ou kan nie verby en sê, dit is so swaar wit terug is, want sien jou volgende week pastoor, as jy dit ook nooit meer nie. Want hoekom? Hy het nie gehou waarvan ek preek nie. Hy wil net hoor sy sonde is op my. Mense kom en sê, jy oordeel. Hoekom sê hulle dit? Want hy wil net hoor dat my sonde is aanvaarbaar, my sonde is goed. Sulke mense kom in, en dan is daar ook persoonlike aanvalle. Ek het dit in die week weer beleef, iemand wat lank in die kerk is goed bedoel, maar die Satan so iemand gebruik om my persoonlik aan te val. Maar as ons nog sterk staan, die aanvalle sal kom. Nee, maar ons is die kerk van die Here. En ons sal die waarheid preek, ons sal die waarheid hoor.
En wanneer ons self skuldig is, dan lê ons dit voor die Here se voete neer, ons bely dit en sê, Here, help my daarvan verlos te kom. En as dit 'n geliefde is, dan praat jy met die geliefde, as die geliefde nie wil hoor nie, dan bid jy vir daardie geliefde. Jy gee nie op hom of op haar nie. Ons bly omgee vir mekaar. Ek wil vir julle sê, julle sien ek preek, dan loop ek so op en af. Vra vir Anne-Marie, as ek by foon op is, dan loop ek so op en af. Ek kan nie stil staan nie. Dit is so ek maak. En as ek met die Here praat hier, die week, dieselfde storie, Lulu kom partykeer, kom sê, Anna, kom vang sy met die swaaf ook aan, en sê, ek het 'n deel van die preek gehoor, en smile ek, en sy het nie 'n deel van die preek gehoor nie. Sy wil ek met die Here praat. Ek dink sy baie keer, die Here Jesus, hy moet net heeltyd by my bly, want ek vra so nog net op en af. Nee, hy moet heeltyd by my bly. Want ek so praat ek met die Here hier op en af en gesels, en die Here baklei met my. Want wat doen hy? Hy wys my die balk in my oog, wat ek moet uithaal voordat ek die splinter en ander sy oog kan sien. Geloof my, as ek preek ek nie vir julle nie, ek preek vir myself, ek preek vir ons almal. Want ons almal het maar dinge waarmee ons worstel. En dis ek op die Here Jesus beskop. Maar beteken nie die sonde weggaan nie. Beteken nie die sonde weggaan nie. So jong jare terug, toe ek 16 jaar oud geword het. Nou dis my pa begin karre, ons sal elkeen daai jare, weet jy die ouer manne sal nou onthou, daai tyd is nog met die toestroud 50 cc, as jy nou 16 word, wil jy nog graag so 'n motor fiets hê. So daai screamertjies. Nou lê ek met my baie, ek loop 'n baie keer, my ma vertel van hoe gevaarlik dit is, my pa sê hy kan dit nie bekostig nie. Maar nou is ons hier in Kimberley, in die Diamantveld Hoërskool, en hulle het vriende in Barkley West, is 'n onderwyser wat later die skoolhoof geword het, en sy vrou het by my pa, daar het nog trustbank, my pa was die trustbank bestuurder in Kimberley, en hierdie vrou het sy boeke gedoen, en hulle het toen 'n vriende geword, nie lank nie, toe hierdie onderwyser vir hom so blou Suzuki gekoop, en toe ek by my oor, hier kom my pa met hierdie bloedrooi opdag, CB750F daar. Ek dink nie, dis nou leuk, hy sê dit, ek sê vir hom, nee, hy moet dit iets gekoop, dus hy is hier op bikers. Ek sê nou, toe kon hy my nie antwoord nie. Nou waar is die gevare, waar is die, ek het die geld nie. Ek moes tot my skop, daai vakansie ontdek, ons Grobbers hoop na my oupa hulle toe gaan. Dat my oupa hulle, hierdie stoere boere, hierdie konservatiewe ouens was ook bikers. Vertel hy vir my van sy Harley daar, my ouma agterop gery dat die rok eintlik oor die kop te. Tot my skop. Maar skielik was die verskonings op die land daar nie, toe ek en my boetie elkeen was 50. Ons het elkeen in motor. En die dag voordat ek my, as jy leerling het, dan kan jy ry. Die dag voordat ek my leerlinglisensie kry, sê ek vir my pa, ek gaan vandag skool toe met die bike. Hy sê, dit is reg, maar as jou risiko. En so ry ek skool toe, nou problem, en toe ek terugry. Dis die verkeersman daar, net so voor ons afgeraai, daar in Monument hoogte, trek my af. Maar daar die jare het jy nie nodig gehad om lisensie by jou te dra, jy was nie wet nie. Dan kan jy 'n ticket gee, dan kan jy net later gaan toon. Vandag werk dit nog so, maar jy kry nog steeds 'n boete, en dan maak jy boete, as jy is nu verkeer, jy is in het werk, dan maak hulle daar net 'n bietjie minder, dan kry jy nog steeds 'n boete, maar daai tyd was daar nie 'n wet dat jy jou ID of dit by jou hoef te hê nie, en ek sê vir hierdie verkeersman ook, my lisensie is by die huis, ek is bang en verloor, maar hy sê nie vir my jokkie boete. Ek sê nie ook, ek sê vir jou is by die huis. Nie is reg, hy skryf my so 'n piepkaartjie uit, ek moet binne 30 dae my lisensie toon, die volgende dag skryf ek my leerling, en ons gaan toe soontoe en ek slaag my leerling, en plaas dat ek maar 'n paar dae wag, ry ek direk na die verkeerskantore toe, waar die tannie hier kom stem, want hy wil nog geskwas word, en sy bou so stem, en sê maar die toets het ek op dieselfde dag geskryf, ek het op vandag geskryf, en sê, wow, wacht 'n bietjie, dat ek hierdie oomroep, en sy daar op die radio, ek sê asseblief, tannie, ek gaan my boete gee, sy sê, nee man, is 'n gawe oomie, ek dink, ja, hy lyk nie vir my gaaf, hy lyk maar vir my bietjie bevoed. Maar in elk geval, hy kom toe aan, hy sê, ja, julle mannetjies het musiek oor en daar skryf hy vir my, ek dink daai dit is R50 boete, maar baie geld, ons praat van 1982. Skryf hy net vir my hierdie R50 boete, en ek sê, dankie oom, en ek loop, hy sê, waar gaan jy heen? Ek sê, hy sê, nee, kom hier, ek dog nie, nou gaan hy vir my preek. Wie skryf hy nog 'n kaartjie? Nog R50. Ek sê, hoekom, oom, hy sê, nee, jy het gery en ek het jou gevang, en dan het jy gevang en jy weer gery. So ek beboet jou vir daai wat jy gery het, en ek beboet jou om jy weer 'n keer gery. Nee. Nou, wat het die Here aan die kruis vir my en vir jou kom doen? Hy het vir ons kom sterf vir die sondes wat ons gedoen het. Met ander woorde, my pa kan daai boete betaal, maar hy het nie my toestemming gegee en hy ry verder nie. Net so sê die Here nie, okay, nou het jy 'n lisensie om te sondig nie.
Hy het vir ons kom betaal sodat ons kan bely. Hy het die boete vir ons kom dra. Hy het aan die kruis vir ons gesterf. Maar sonde bly sonde. Ons moet dit laat staan. Die Here gemaak dat ons loskom daarvan dat ons nie aan die kruis hoef te sterf nie. Dat ons bloed nie hoef te vloei nie. Dat ons nie hoef te sterf nie. Dat ons die ewige lewe kan hê. Maar ons nog steeds klaar maak daarmee. Ons noem dit heiligmaking. Hebreërs 12 sê sonder heiligmaking sal jy die Vader nie sien nie. Ek gaan vir julle lees hier in 2 Timoteus 3 waar Paulus vir Timoteus vermaan, hier van vers 10 af. Hier sê hy vermaaning om te volhard in die gesonde leer en om by elke geleentheid te preek. En nou probeer ek sê hierdie gedeelte dat u kan verstaan waarom ek preek die woord. Nie my eie opinie, nie my eie gevoelens. Hier wil ek versake voel, ek wil ook baie keer sonde doen. Dit is lekker. Die dinge van die duiwel is ons altyd lekker, né? Hy sê in vers 10, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium en Lystra. Watter vervolging het ek nie al verdra nie, en die Here het my almal verlos, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. En ek het nou vir julle gesê, die kerk word vervolg. Hoekom? Jy word nie vervolg vir jou geloof nie. Mense, daar's baie wat geloof het wat nooit vervolg word nie. Maar hulle wat godvrugtig wil lewe, hulle wat vir die wêreld daar buite wys wat dit is om 'n kind van die Here te wees, word vervolg. En dis hoe ek dit beleef en jy gaan dit beleef. Jy gaan baie vriende verloor. Glo vir my. Ek sê vir Annelie gister, ek is jaloers op hulle, die vrouens is so lief om hierdie uitstappies te gaan en allerlei Christelike uitstappies. Ek sê sy altyd sy kuier saam met haar maatjies, maar ek het nie maatjies nie. Want mans wil net kuier en drink en te kere gaan, hulle wil nie Christelike goed doen, die hele agtergrond op baie hartseer. En die man hulle wel doen word 'n pastoor. En sy pastoor in ander dorp, hulle is maar 'n bietjie vriende. Dis regtig so, dis hartseer hoe die vyand hierdie ding doen. Want jy verloor, jy gaan mense verloor. Mense weet nie hoe nie teenoor jou op te tree nie. Veral as jy in 'n dorp anders was en jy tot bekering gekom, dan moet jy nou sien. Hulle weet nie hoe jy te hanteer nie. Want jy by 'n plek inloop dan is die plek leeg. Vaarlik kan jy op plek, watch my, ek het dit al beleef 'n paar keer. Dan raak hulle weg. Want hulle is ongemaklik. Maar die pastoor het ons nou weer ingestaan. As jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg nie, dis kom die kerk vervolg word. Vers 13 sê, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En ek het dit geleer van die Here. Ek het weer vandag met een van hierdie Israeliese ouens te doen gekry, wat nou weer kom en wil die wet voor jou gooi, die wet 'n stuk papier. Net soos 'n kind wat 'n wet moet hê om te sien wat die reëls is. Maar 'n mens wat volwasse is, die Here sê dit in jou hart. Hy sê dit in Jeremia 31, sal nou vir julle lees. Hy sê dit ook in Hebreërs 8, dat ek sê die wet in jou hart. Met ander woorde, ek leer dit nie by mense nie. Hierdie ouens met mekaar so na, ag daai ouens so gesê, nou glo ek dit. Hulle, o die Here, ek wil gou jou hierdie getuienis gee. Hierdie ou stry met my oor die C-skrills, maar ons het verkeerde name gebruik vir die Here. Hy sê, julle hou dit mos weg van julle kerke af, julle lieg mos vir julle vertel nie, dat die Here se naam 6000 keer in die C-skrills genoem, teruggegee is vir ons, ek sê, nee, ek weet, en jy is verkeerd, 7000 keer, dit is 1946 tot 1953, 7000 keer, staan daar Jod, hy, Waaf, hy, nie Eihafia nie, Jod, hy, Waaf, hy, en het verstel vol precies wat het beteken. En hy wil nog weer stry as hy nee, daar is 'n hoë klank daar. En die volgende oomblik ek oopmaak is daar 'n video. Oor die C-skrills wat die ou dit in Hebreëus uitlê, dis 'n video op. Hy het my nie weer gehad nie. Maar wys jy hoe werklik is die Here. Ek het nie eens gevra vir bewyse nie. En dan kom die Here en gee vir my die bewyse. Maar mense wil gedurig stry. Jy sien hulle wil stryd vra bring. Dit is wat Paulus waarsku vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 3 waar hy sê, vir my allerhande stryd vra. Dit lei tot niks. Hierdie ouens wil eintlik net stryd. Hoe lyk hulle godsvrug? Vertel hulle vir jou van die liefde van Jesus. Vertel hulle vir jou wat Jesus gedoen het. Nee, hulle wil jou net by die wette. Hulle wil jou net daar vas. Jy mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie. Soos die fariseer daar
in Lukas 12, wat staan as hy, dankie tog, hy staan aan die tempel, dankie, ek is nie soos hierdie sondaar, hierdie tollenaar, en die tollenaar sê, Here, wees my, hierdie sondaar net genadig. Wie te verhouding met die Here? Nie daar wat in die wet vashou, dink ek is so vreeslik oulik, en ek betaal my tiendes, en ek betaal dit, en ek hou hierdie fees en daai fees, hierdie ou sê, Here, ek is 'n sondaar, ek erken dit, wees my genadig en help my daarmee. Daarom sê ek vir u, niemand kan van my, hy kan van my hierdie Bybel uitlet tot die blou is van voor tot agter. Want daar is die logos woord, die geskrewe woord, die rema woord is wanneer dit 'n lewende woord word, wanneer die God met jou praat deur sy woord en hy praat met jou direk. En dit wat hy my geleer het, kan niemand van my regvat nie. Amen. En dit gebeur in 'n verhouding en dit gaan nie oor my nie, hoor. Ek noem myself as 'n voorbeeld, gaan glad nie oor my nie. Hy sê, jy het dit geleer en dat jy my van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, met ander woorde, dat ek vir julle kan leer, tot weerlegging, sodat ek die leuns kan weerlê, tot teregwysing, met ander woorde, ek oordeel nie, ek wys tereg, en ek gaan nie en sê, hoor die ander, jy het nou so en so gemaak nie, ek praat oor die algemeen. Dis soos 'n vis, ons sê dis soos 'n vis wat jy eet. Ek sê die mandjie met die vis daar eet. En jy besluit wat dit deel eet jy, wat dit deel spoeg jy uit. Nee, jy eet die vis en jy spoeg dit raak uit. As dit op jou van toepassing is, great, wonderlik, dan is die Here nie deur my met jou gepraat nie ek. En as dit nie op toepassing vir jou is, as dit gratis is, en spoeg jy dit uit, jy los dit dan. Met ander woorde, teregwysing doen ons in liefde, nie om te oordeel nie. Tot onderwysing in die geregtigheid. Die geregtigheid is dit deur Jesus Christus vir ons in die kruis gesterf het. Hy het ons geregverdig deur sy bloed. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek doen dit dat julle toegerus kan wees, dat ons almal toegerus kan wees, dat die pad gelyk kan wees, né? Daar gaan ons oor dat 2 Timoteus 4, hierdie is die bekende deel. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. En dit moet ons altyd onthou, dat kom ek oordeel. En jy kan vry wees daarvan, as jy jou bely, jou sondes bely het en dit gegee het vir die Here, sê ek is klaar hiermee. Ek is klaar hiermee. Ek gaan soms struikel, maar ek bly bely dit. Ek gaan nie dit regverdig nie, maar die oomblik as jy dit regverdig, dan word die sonde tot die dood. En moedswillige sonde is daai sonde wat jy weet is sonde, maar jy doen dit in elk geval, né? David sê, een van die psalms sê, ag Here, bewaar my tog van moedswillige sonde. Hy sê vir my, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, bly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Hierdie is vir ons almal. Hierdie vers 3 en 4 is so belangrik. Hy sê daar's 'n tyd dat die mense in die gehoor gestreel wil wees. Ek kan kerke vol maak as ek wil, as ek gaan vertel dat almal wil hoor. Maar wat moet mense hoor? Dat my sonde maar alright is, ek mag dit maar doen, hulle wil dit hoor. Ander is nou gepraat oor musiek, oor liedjies. Ek wil nou my tipe liedjies net hoor, né? Dis wat ek wil hoor. So baie is die eie ek wil dit hoor. Party mense wil geprys word, hulle wil geloof word. Ek het in die week so 'n bietjie te doen gekry, gesê party mense se name word daar 'n bietjie baie genoem in die kerk. Nou hulle wil verskoning vra, maar dit gaan nie om daai persone te verheerlik of te vereer nie. Dit gaan oor die wonder wat God gedoen het. Maar omdat ons die mense ken, doen dit. Maar soos Israel tydelik altyd sê, ons gee die eer vir die Here, maar as iemand krediet moet kry, dan gee ons daai krediet. Is dit nie so nie? Maar dit beteken nie een persoon is meer belangrik as die ander een nie, né? Maar mense wat hulle gehoor gestreel wees. Hulle hoor wat ek graag wil hoor. En as ek nou hoor van die sonde hier, en ek stap hier uit met baie lippietjies wat spierwit en dun is, want ek is nog gelukkig, en dan sê ek gaan na 'n ander kerk. Want ek hoop by die ander kerk gaan ek hoor wat ek mag maar, né? Ek mag maar die sonde doen. Die pastoor mag tog net nie oor sonde preek nie, want as hy weer so regtig so. Regtig so, jy geliefde, ek sê die woord van jou, en ek weet die Here Jesus, wat het hy gedoen? Hy het nie die sonde kom wegvat nie, hy kom betaal vir die sonde wat ons gedoen het. Hy kom betaal, hy die boete kom betaal. Hy het die my ticket vir my betaal. Maar hy het nie gesê, gaan klim regtig nou weer sonder 'n lisensie op hom nie. Hy sê, kry jou lisensie, en dan ry jy verder. Word jy heilig,
en ry verder. Heilig maak beteken ek gee die goed vir die Here en ek erken dis verkeerd en ek wil dit nie meer doen nie, want ek wil in 'n verhouding wees. Dis ook altyd sê dit gaan oor 'n verhouding. Godsdiens, ek gaan net oor die wet. Ek moet dit en dit en dit en geen verhouding. Maar 'n verhouding, wanneer jy in 'n verhouding is dit anders met jou geliefdes. Is dit nie so nie? Of dit nou jou man of jou vrou of jou kind of jou kleinkind, en veral jou kleinkinders, kyk, hulle dry op jou plukkie, om hulle te kies. Glo vir my. Jy doen alles, hulle verander jou. Jy sal honger ly vir hulle. Is so. Hulle verander jou, dis wat die liefde doen. En al hoe jy gaan toelaat dat die Here jou hart verander as jy in 'n liefdesverhouding met hom is. As jy hom toelaat om jou te neem, as jy gaan en sê nee, dit gaan nie oor myself nie, dit is nie myself en I nie. Dit gaan oor die Here. In die begin van 'n verhouding gaan dit oor myself en wat sy vir my kan doen. Maar dit gaan aan die einde, as jy lief is vir haar, gaan oor wat kan ek vir haar doen en wat kan ek vir hom doen. Dis hoekom ek sê dis 'n skaduwee. Die huwelik is 'n skaduwee. En die Satan weet dit, dis hoekom hy huwelik opbreek. Die familielewe is 'n skaduwee. Die Satan weet dis hoekom hy families opbreek. Dat ons nie daai voorbeeld kan hê nie, want hy is die bruidegom. Ons is sy liggaam, ons is sy bruid, ons is sy kerk. Ons moet hom daai liefdesverhouding hê. Dis wat hy wil hê. So nou vra ek jou weer, watter deel van jou hart, watter deel van jou hart moet aan hom behoort? Ek gaan vir julle vat hier na Jeremia, toe die boek Jeremia. Jeremia 29, in die opskrif, hier gaan dit nou oor die Jode wat daai tyd in ballingskap weggevoer is, as gevolg van hulle sonde. En ek lees vir jou hier vanaf vers 11. Hy sê, want ek, dis nou God, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En nou moet jy sê dat hoopvolle toekoms is nie net een dag in die hiernamaals nie. Daar is so baie mense wat seer en ongelukkig is en hulle vashou aan daardie dinge en ag, as die Here my net kan kom haal. Die Here wil vir jou hier 'n lewe gee. Hy wil vir jou lewe hier gee. Hy wil hê jy loskom van hierdie wêreldse dinge. Hy wil jou 'n hoopvolle toekoms gee. Dan sal julle, vers 12, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind wanneer as jy 'n deel van jou hart vir my gee. Hy staan en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Die Here soek nie 'n deel van jou nie. Hy soek alles. Hy sê ek soek alles of ek soek niks. Dis hoekom hy sê jy mag naas my. Wat beteken naas my? Dit beteken nie na my nie, dit beteken langs my. 'n ander God nie. Jy mag naas my geen ander gode dien nie. In ander woorde, jy kan nie my dien en ook die wêreld nie, sê die Here. Ek deel my. Hy sê dan gaan jy. Dan gee ek jou vir die duiwel as jy sy. Want hy is die God van die wêreld, die Bybel sê so. Satan is die God van die wêreld wat ons het oorgegee. As jy die wêreld wil behoort, dan behoort jy ten volle aan die wêreld. As jy aan my behoort, behoort jy ten volle aan my met jou hele hart. Net soos wanneer Marie my hele hart, as sy 'n deel van my hart het, maar my pelle daar in die kroeg my ander deel het, en dan deel ek ons my hart. Is dit nie so nie? Dis baie keer in die begin gaan dit so. Wêreldsdinge wat ons deel, en dis dan breek die huwelike op, en dan verstaan ons nie hoekom nie. Of ons gesinne breek op, ons verstaan nie hoekom nie, want ons moet die een voet hier staan en die ander voet hier, ons wil 'n bietjie van albei hê, dit werk nie so nie. My familie moet my hele hart hê. En net so die Here my hele hart hê. Hy wil my hele hart hê, dis hy vereis dit. Hy vra dit nie, hy vereis dit. Dit is sy voorwaarde, want hy het jou lief gehad met sy hele hart en hy het jou met sy hele hart lief, en sonder dat jy daarvoor gevra het, sonder dat ek daarvoor gevra het dat hy my motorbike-ticket vir my betaal, sonder dat ek gevra het dat hy vir my in die kruis gesterf het, sodat ek die lewe kan hê vir ewig. Jy vra met jou hele hart. Hy sê in vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. As jy op soek gaan, jy moet vind hoor. Mense sê, kom nie by die Here uit nie, ek sê vir jou, dan soek jy nie regtig nie.
Jy spandeer hier 2 minute of daar 3 minute, maar jy soek hom nie regtig nie, maar wanneer jy bietjie stil raak en die Here soek, sal hy dit vind. En julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het. Maar hier praat hy van die Jode, hy het hulle weggevoer in ballingskap as gevolg van sonde. Maar onthou die Ou Testament is, ek sê altyd 'n skaduwees van dit wat nou is. Ons is ook 'n ballingskap. Waarvandaan is ons weggevoer? Ons is weggevoer van die koninkryk, want dis waar ons ontstaan het. Die Here het jou gemaak. Dis hoekom hy sê, jy is gees met 'n siel, maar dan gee jy jou liggaam. Ons lees in 'n Prediker, wanneer jy sterf, wat gebeur dan? Dan bly die liggaam agter, hy val in die put, né? En die gees gaan terug na die een wat gegee het. En ons gaan terug waarvandaan ons kom. Ons begin as heiliges, ons begin sondeloos in die hemel. Maar dan word ons in die moederskoot geplaas. Die wetenskaplikes, ek sien dit in die week ook, het per ongeluk die werklikheid bewys. Dis nie wat hulle wou doen nie. Die oomblik wat 'n eierselletjie, die oomblik wat hy eierselletjie bevrug raak, die oomblik het hulle afgeneem, is daar 'n split sekonde, is daar so 'n flash van lig. Né? Hulle sê, daar so daai oomblik 'n flash van lig. Dit is daardie wat jy sê, die Here sê dat daar lig is. Is die oomblik waar hy lewe in, net daai oomblik, 'n split sekonde, en hulle het gevang, is die lig daar. Daardie oomblik is jy nie meer in die koninkryk nie, dan is jy nou in die wêreld, jy's in die moederskoot. En ongelukkig het ons onsself die sonde oorgegee, dan is jy in die wêreld, dan is jy in ballingskap. Maar as jy jou hart vir die Here gee, jy word gebore in sonde, maar as jy jou hart vir die Here gee, ten volle, dan haal jy jou in die ballingskap uit. Dan kry jy jou paspoort, né? Paspoort wat sê ek behoort aan die koninkryk van die grootste koning van almal, Jesus Christus. Ek is net in die wêreld, ek is nie meer van die wêreld nie. Ek reis net hier, soos hierdie kinders wat na matrika reis hulle daar in Europa, né? Hulle is nie Europeërs nie, hulle reis net daar. Hulle is burgers van Suid-Afrika. Die oomblik as jy werklik jou hart vir die Here Jesus gee, regtig jou hele hart vir hom gee, dan kry jy 'n hemelse paspoort. Jy is net op reis hier, want jy is nie meer van hierdie wêreld. Dan is jy terug in die koninkryk van die Here. Dan is jy soos jy begin het. Die Here sê, ek wil julle terugbring. Dis wat die Here Jesus kom doen het aan die kruis. Hy sê in Jeremia 31 vanaf vers 28, hy sê, en soos ek oor julle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. Hy sê, as gevolg van die sonde, was ek gereed geweest, ek was wakker om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen. Hy sê, maar omdat Jesus Christus betaal het vir jou sonde en jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker deur jou sonde te bely en sê ek is klaar mee, gaan hy sê, dan sal ek oor julle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here, nie meer om te breek en op te bou. Hy sê hierdie dae sal hulle nie meer sê die vaders het groendruiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword nie, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groendruiwe eet, sy tande sal stomp word. Ek kry so baie berading te doen met mense wat seer gekry het iewers. Dan praat ons van 'n wortel wat veroorsaak dat hierdie persoon vandag in probleme sit. Maar in Christus, as Jesus jou vrygemaak het, kom jy los van daardie wortel. Jy is daai olyftakkie wat geëet word op die makolyf, of jy is daai druiwe takkie wat op die vingerstok geëet moet word. Met ander woorde, jy kan nie ding kom sê, ek is so gemaak as gevolg van daai ou nie. Annelie het dit en dit aan my gedoen en nou is ek so nie. Nee. Jy gaan betaal vir jou eie sonde, sy gaan nie betaal vir my sonde. Sy gaan nie betaal vir wat ek doen nie, sy het dit dan veroorsaak. Want die saak het dalk weer aan gewerk, ekskuus ek gebruik net so 'n voorbeeld, sy's 'n pragtige mens hoor. Sy is nie, maar ek gebruik dan want ek wil nie moet aanstoot neem, sy ken my. Ek ken haar hart, sy ken. Mense die Here ken almal se hart, of die Here ken almal se hart, mense ons ook mekaar se harte geken het, soos wat die Here dit sien. Maar die punt is, die Here sê as jy in hom is, het jy losgemaak, hy dan maak jy jou vry, jy kan nie meer gaan met hierdie verskoning daai en dit veroorsaak nie, jy kom los. Jy gaan betaal, as jy die groenteryk eet, gaan jy self jou eie tande gaan stomp word, nie jou kinders nie. Hulle hoef nie te dra aan jou sonde skuld nie. Ons wegkom daarvan.
Dis elke man, dis ook ander mense sê, as hy ook al, hy kom die kerk toe, ag my vrou wil nie, ek kom nie of my man, dan sê ek, maar jy gaan, as jy voor die Here gaan staan eendag, kan jy nie sê, hoor jy my vrou of my man nie. Hier is ons 'n kappel, maar in die hemel staan jy so. Wat het jy gedoen? Hoe het jou hart gebruik? Hoe het jou hele hart aan my gehoor? Het jy vir baie mense gepreek, maar jou hart het self nie aan my gehoor. Dit is baie, dis wat die Here ook sê. Dis in Matteus 7, baie gaan na my toe kom en sê, in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ons mense na U toe gelei, maar dan gaan die Here sê, ek ken jou nie. As jou hart nie aan behoort, gaan jy jou nie ken nie. Maar as jy hom ken, en as jy nie meer onder die wet nie, dan kom hy en hy gee sy wet in jou hart. Hy sê hierso vanaf vers 31, kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Hier is die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot, onder hulle spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Maar jy moet hom ken en hy moet jou ken. En hoe ken ons mekaar? Net deur 'n verhouding. Ek kan nie my vrou leer ken as ek niks met haar doen nie. Ek kan nie my kinders leer ken as ek niks met hulle doen nie. Ek kan nie 'n vriend of 'n vriendin leer ken as jy niks doen. Om iemand te leer ken beteken dat jy baie tyd en baie ure saam met daai persoon spandeer, en dit is wat die Here van ons vereis. Dat ons tyd met hom sal spandeer, dat ons tyd met sy woord sal spandeer, dat ons vir hom lief sal wees, ons 'n lewende verhouding met hom sal hê. Hy sê hier, en ek sluit die versie af, Jeremia 33 vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Jy kan nie die woord van voor tot agter lees, jy gaan nie weet nie. As jy 'n verhouding met die Here het, maak dit dinge jou bekend. Baie moeilik om ander te oortuig, want tot die oortuiging is die Heilige Gees. Ek kan die woord verkondig, en ek kan die woord vir jou verkondig, en ek jou lei na die Here, ek kan jou na die water toe bring, soos jy 'n perd na die water toe lei, maar ek kan jou nie maak en jy moet self drink van daardie water, daardie lewende water. Iemand het onder my aandag gebring, dat hy gesien haar oorlede is, dat dit gelyk het as 'n baie verlig is wat sy oorlede is. En die blikkie wat saam siek was. En ek het gesê, maar dit het nie daaroor gegaan nie. Ons het regtig gedink, ons gaan 2 dames verloor. Eintlik het ons gedink, ons gaan 'n blikkie verloor. Skus, ek noem nou haar naam, maar ons het gedink, ons gaan haar verloor. Ons het regtig so gedink, want sy het vir ons 'n brief verlos en al daai dinge. En ons het dat gehoor, gesien haar is nou in die hospitaal, maar dit het eintlik, ek dink enigiemand besef hoe siek die tannie is nie. En toe ons daar kom, toe kry ons die werking bevestig en ons kom terug en ek wil sê, ons het gebid by albei, maar ek het by die vrees gehad en ek verloor 2 kosbare mense in die gemeente. En die verligting het gekom omdat die Here, soos ek vir die persoon gesê het, maak nie saak wat nie, en ek sou ewe verlig gewees, ekskuus Pikkie, maar ek sou ewe verlig gewees het, dat een persoon, ten minste eintlik albei, so wonderlik gewees het, wat ten minste een gespaar het, maar die groot verligting was gewees, wetende dat die Here vir my gewys het, waar gaan tannie gesien my hom. Dis die verligting, dit is die blydskap, en sy het al 70 jaar gelede, met Psalm 90 vers 10 sê, uitdruklik, ek gee vir julle 70 jaar, en as jy sterk is 80 jaar, ek sê, as mense wat langer verdeel, maar is absoluut genade, elke jaar is genade jaar, maar 70 jaar, sy het dan daar uitgekom, en natuurlijk gaan ek al verskriklik mis aan, sy is daar waar kleindochter nou sit as haar stoel, sy is die ene wegdierig gekorrigeer het, en sy het my tekste neergeskryf wat ek aanhaal en so aan, sy sê, my gilgourie filters kom tik af, en dan sê jy bietjie verkeerd aangehaal, daar wat ook al, kosbare mense, allemaal, elke persoon, maar my verligting is elke siel wat ek weet, daai persoon, maak nie saak wanneer die Here hom of haar kom haal nie,
Maar ek kan rustig wees, wete dat daai persoon is gered. Daai persoon, natuurlik wil ons graag hier ons het dat bediening en alles so. Ek noem 'n voorbeeld, ek gesê ek sal nie meer doen nie, maar doen dit met die Gees van God lei my so. Maar julle is almal kosbaar. Elke liewe een van julle, dis hoe ons probeer om ook nie, dis hoe ons probeer om nie kliks te vorm, dis hoe ons probeer om nie te veel met een persoon te gesels nie, dis hoe ek na die mense voor staan, dat mense liewer na my toe kom om selfs, as wat ek na een spesifiek toe gaan, en dit lyk dalk ek gee iemand die voorkeur. Net so wat die Here sê, Galasiërs 3, hy sê, daar is nie meer man of vrou nie, daar is nie meer ryk man of slaaf nie, daar is nie meer swart of wit nie, almal, wat hulle harte vir die Here gee, is kleronomie, is die Griekse woord wat beteken erfgename van Abraham. Ons almal is boeties en sissies. Julle is almal, ek is lief vir almal eweveel. Maar soms doen ons maar hier en daar en dan. En ons is bly vir hulle wat gered is. Ons is nie bly as hulle sterf nie, maar ons is bly as ons weet hulle is nie verlore nie. En die Here wil nie hê dat een verlore moet gaan nie. Hoor asseblief hierdie woord. Ek wil vir julle sê, daar is soveel tekens, ons is in die laaste dag. Ek wil vir julle mooi vra as julle uitgaan by Kaapstad, asseblief. Kom soos julle is. Maar moet nie dieselfde uitgaan nie. Jy gaan dra vrug daar buite. As jou hart die Here sit jou gaan dra vrug daar buite. Dat is nog mense intrek, nie om die kerk vol te kry nie, om daar die koningshuis vol te kry. Prys die Here, kom ons sluit hier. Eerbare Vader, dankie Here, dat U hele hart van ons gegee het, dat U ouer huis verlaat het, en dat U ons bereid kom aankleef het, dat U gekom het om ons sondes te kom betaal, om die straf vir ons sondes te kom dra, ons te kom vrykoop, dat U vir ons getuig daar by die Vader in die hemel, dat U hier getuig tussen mense, dat U ons gekies het, en dat U ons nie los nie. Help ons, Here, dat ons hartsverandering kan ondergaan, dat ons hele hart vir U kan gee. Kom haal die ou stuk in hart uit, kom sit nuwe harte in ons, in Jesus naam, dat ek dit lof, alle eer kom U toe. Amen. Amen. Ek groet die Facebook-kykers wat hulle die Gees van God so op my is, as daar enige wat gewet is.